Goeiedag geliefdes, Dominee Laurens Prinsloo van die AP Kerk Jeffreys Bay. Ons lees uit Lukas 24 verse 13 tot 20. En twee van hulle was in dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle: "Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef?" En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom: "Is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie?" En hy sê vir hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het." Wanneer mense in slegte omstandighede lewe, of wanneer die omstandighede selfs nie net so gunstig is as wat ons dit graag sou wou gehad het nie, is daar dikwels baie verwagtinge by 'n mens. Verwagtinge van uitkoms, verwagtinge dat dinge maar net moet omdraai en anders te sal wees, sodat die lewe vir ons ook 'n bietjie makliker en beter kan wees. Dalk kan wees soos wat ons onsself ingedink het, dit moet wees. So was dit ook gewees in die tyd wat ons Here Jesus hier op aarde was. Die Joodse volk het 'n Messias verwag. 'n Messias wat hulle sou bevry van politieke druk. 'n Messias wat die Romeinse ryk sou breek en miskien die glorie van die eertydse volk sou herstel. Dalk het hulle in herinnering geroep die groot koning Dawid, of die wyse en ryk koning Salomo. En nou, na die kruisiging, is hier twee van Jesus se volgelinge, wat diep ontnigter is. Want hulle besef, as hy dan nou gekruisig is, en in die graf is, dan was hy sekerlik nie daardie Messias nie. Maar wat hulle nog meer skok in hierdie omstandighede, is die verraad wat daar was van hulle eie mense se kant af. Hulle sê ons owerpriesters en owerstes het hom oorgelewer tot die doodstraf. Dit is hulle eie mense se skuld dat die een wat hulle dalk gedink het, die Messias, die aardse Joodse Messias moet wees, nou nie meer daar is nie. En dan is dit vir hulle baie ontstellend. En as hulle bedroef, en pak hulle maar weer die tog aan terug na hulle tuisdorp. Hoe strook hierdie gebeure nie so dikwels met ons eie lewens nie? Ons het ook sekere bepaalde verwagtinge. En ons sien die uitkoms dikwels is so naby. Dit is asof ons dit eintlik kan sien. En dan gebeur daar iets. En is ons ontnigter. Nog erger vir ons, wanneer daar iemand is, dalk iemand naby aan ons, wat ons oor hierdie saak kan verwyd. Nou wie ons dalk 'n vinger kan wys, omdat dit nie uitgewerk het soos wat ons wil hê, of ons gedink het, dit moet uitwerk nie. Die Here Jesus loop met hierdie twee manne saam, en in hierdie ontmoeting met die Here Jesus, word hulle oë uiteindelik geopen. Hulle sien dan uiteindelik ook wat moet gebeur.
As die Here wil, sal ons môre verder gesels oor hierdie saak en hoe die Here Jesus 'n pad met juis hierdie twee geloop het, om vir hulle ook te wys dat hulle verwagtinge dalk anders was as wat hy gebring het. Hoe is ons verwagtinge oor die Here Jesus? Kom ons bid saam. O Here, ons dank U dat U met ons ook 'n pad loop. Here, maak ons harte kalm en rustig en gee vir ons die krag van U Gees wanneer ons verwagtinge nie in lyn is met wat U vir ons bestem het nie. Laat ons waarlik kan bid, laat U wil geskied en laat ons dan ook daarby berus. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen.